bietjie te gesels oor veiligheid in die werksplek en by ons sluit aan Hetty Richards en Nicolette Roos van die South African Institute of Occupational Safety and Health. Dit is 'n mond vol. Goeiemôre dames. Goeiemôre. Dankie dat julle sê hulle vir ons môre hierso. Nou vertel vir ons 'n bietjie julle, wat is die betekenis van Wêreldgesondheid en Veiligheidsdag in die werkplek en hoekom is dit so belangrik vir Suid-Afrika se werkmag om daai veiligheid te kan hê wanneer jy werk? In my ondervinding, ek wil net 'n korreksie maak, ek is nie van die Suid-Afrikaanse Instituut nie, ek is 'n independent persoon, ander woorde, skuis vir my Engels tussenin, maar ek is independent en ek is geregistreer onder dit, maar op die oomblik met ons besighede, het ons baie situasies waar mense besighede begin of bestaande besighede het, en veral nou met die Wêreldsdag wat ons het, bevind ons dat mense glad nie compliant is nie. Hulle neem aan, hulle kyk na hulle werkers, daar's haaglike omstandighede wat werkers werk, en wat hartseer is in ons land, ons wag dat 'n krisis gebeur. Kinders moet sterf, mense moet seer kry, mense moet hulle inkomste verloor, en dan wil ons dit regmaak. En daar is departemente in ons land wat baie hard werk om dit te stop. Ek was 'n rukkie terug op een van hulle konferensies en ek moet sê, hulle probeer, maar ons moet 'n groter impak in Suid-Afrika hê. Ons moet begin die woord versprei. Ons pilare val uitmekaar uit. Mense ondersteun nie meer die gesondheid nie. Ek is partykeer by persone, dan sê hulle die wet sê, en dan wonder ek, hulle besef hulle dat die wet, die wet van 85 van 1993 sê duidelik vir jou, jy moet begin met 'n goeie gesonde opbou van jou program vir jou werk. Jy moet 'n plan hê vir health en gesondheid. Jy moet vir jou werkers, vir jou aanleg, vir die masjinerie wat op werk, moet jy die regte goed voorsien. En ek kom agter in Suid-Afrika is, ons kyk verby dit. En dan, ek kyk partykeer op TV, ek sien partykeer mense hulle besighede wys op TV, en omdat ek gesondheidsbewus en arbeidsbewus is, dan besef ek, hulle het geen veiligheid vir daai werker nie, geen persoonlike protection vir die persoon nie, daar is nie vir die persoon enige iets wat hom help as iets gebeur nie. Ons kyk na ons werkloosheidsfonds, ons kyk na ons koidas wat ons moet uitbetaal, dan beklei die werkgewer en sê, ja, maar dit is onbekostigbaar en dit, maar hulle besef nie, deur 'n 4 pilare in jou besigheid te hê, kan jy alles voorkom, en jy kan na die mense kyk om jou. En vandag is vir my 'n baie groot dag in Suid-Afrika. As ons internasionaal kan vergelyk word, en ons kan hierdie dag gebruik as 'n wegspring, dat ons die regte dinge doen, gaan die ekonomie ook verbeter, en jou lewensomstandighede van die werker kan verbeter. So ek dink ek het 'n mond vol gesê, en ek dink dit kom ons gaan aan. Soos jy nou noem, kyk, as mens kyk na die statistiek deur die Departement van Arbeid en Nywerheid, dan sien ons baie beserings, ons baie sterftes gewoonlik, en jy nou ook verduidelik, dan wys dit duidelik dat die standaard nie gehandhaaf word, wat dit moet gehandhaaf word, of soos wat dit moet gehandhaaf word nie. Is daar sekere sektore wat so half agter is as ons kyk na gesondheid en veiligheid? Ja, ek voel altyd dit is soos 'n Nanny McPhee. Ek het jou nie nodig nie, maar ek is daar. En dan die dag as Nanny McPhee nou nie meer nodig is en sy het haar ding gedoen en sy stap weg, dan sit van, nee, ons het jou nou nodig. En ongelukkig, ons moet 'n standpunt inneem in gesondheid, en veral met arbeidsgesondheid. Ons het voedgesondheid, ons het soveel departemente wat saamwerk, maar jou basiese act sê duidelik vir jou dat jy, as jy jou deel gebring het, as jy jou regulasies volg, en ongelukkig, mense verstaan nie, jou legislasies wat jy het, is belangrik, want jy kan eendag, kan jy in 'n situasie kom, wat iemand jou gaan aanvat en jy gaan hof toe, jy gaan toegesluit word, omdat jy regulasies nie gevolg het nie. Maar die dag as jy aangekla word, gaan hulle jou nie op 'n regulasie en op 'n SANS aanvat nie, jy gaan aangevat word op 'n regulasie, want die wet sê vir jou, hy sê vir jou duidelik wat se riglyne jy moet volg. As jy na die
hele 50 seksies van die akte gaan kyk, gaan jy agterkom. Hy gaan herhaling en hy wys jou oor en oor uit. En as jy nie begin met 'n fondament in jou besigheid nie, as jy 'n nuwe besigheid begin met 'n beplanning. Ek sê altyd begin met jou health and safety plan. Begin met 'n beplanning in jou besigheid dat jy so vinnig as moontlik 'n kompliment in jou besigheid het wat werk. En die ding is jy sit met werknemers en as jy hom bekragtig in sy gesondheid, in sy arbeid in, gaan jy 'n goeie werker hê. Daai persoon gaan voel hy is in sy werksplek word hy gekrediteer. Nicolette, vertel 'n bietjie as ek nou dink aan 'n onveilige omgewing, dan dink ek sê nou maar dadelik aan mynbou. Maar watter sektore word die hardste getref deur onveilige of ongesonde werksomgewings? Ek gaan vir jou 'n grappie vertel. Okay. Die gewone werksplek. Ja? Die algehele werksplek is net so onveilig soos al die ander plekke. Ja. Want ons neem dit for granted, if I can Ja. use that word. Ons dink net oor die, maar ek het net 'n winkeltjie, wat kan daar verkeerd gaan? En dan val mense daaroor, mense kry seer, daai rakke val om. Ons kan gaan na 'n gewone werksplek toe wat mense dalk net met papierwerk werk. Mense vergeet daai papierwerk so onder die tafels weggesteek word is actually 'n brandhazard saam met elektries en al daai goeder. Sjoe. So die gewone algehele werksplek wat ons vir granted vat is eintlik net so gevaarlik. Ja. Wat is die wetlike verantwoordelikheid vir werkgewer om seker te maak daai ongelukke word voorkom? Wel, as jy gaan kyk, die wet is baie spesifiek. Hy sê reguit vir jou, die employer en die werknemer of die werknemer is verantwoordelik vir die health and safety vir die hele gemeenskap en dan ook vir die mense in die werksplek self. So as 'n mens nou regtig moet gaan kyk, elke liewe persoon wat 'n perseel betree. Ja. Sorry, die English is coming out here. Hulle moet dan nou regtig almal kyk na health and safety en dit moet dadelik gerapporteer word as enigiets verkeerd is in die werksplek sodat almal 'n rol kan speel om die plek veilig te hou. Wat van sê nou maar kleiner besighede? Wat kan hulle prakties doen om seker te maak dat hulle personeel gesond en veilig is? So vir die kleiner maatskappye, dit gaan maar nog steeds dieselfde wees soos met die groot maatskappye. Alles is industrie spesifiek. So if they need training for specific environments, kyk, almal gaan nog steeds op 4 pilare beland, veral op training self. Kyk ons altyd na goeie soos jou SHREPs, jou incident accidents wat daar moet wees, jou fire marshals en jou first aiders. Is dit die 4 pilare? Daai is ons groot 4 pilare. Sê dit gou-gou weer stadig. Okay, so die SHREP is jou Safety, Health and Environmental Representatives, Ja. jou Incident Accident Investigators, jou First Aiders en jou Fire Marshals. So daai is die groot 4 pilare wat ons altyd nodig het in Health and Safety. So dit maak nie saak hoe groot of hoe klein die maatskappye is nie. Dit gaan nog steeds op spesifieke gedeeltes val van die companies en so aan. Maar dit gaan gewoonlik die goed wees wat die departemente vereis. Waar is dit as iets sou verkeerd gegaan het? En plus as iets gebeur dan is almal daar om te kan help. So ons begin met daai 4 pilare gewoonlik vir minimum compliance vir companies. Hoekom is dit dat mense hierop so half sny of nie omgee oor nie? Dink jy mense dink nie daaraan nie? Ek dink vat hulle kanse, ek glimlag nou, maar ek verstaan maar hoekom is dit dat mense verstaan nie op Ja, kos dit as hulle sê dit dis te duur, kos dit regtig so baie om daai goed in plek te kry? As jy die eerste belangrike punt wat ek net baie wil staaf is en ek sien dit baie keer in die veld wat ek in is. Baie van die opleidings wat ons kry is attendance registers. Dis hierdie cheap eendag dingetjie of 4 ure. En dit is nie geakkrediteerd nie. En jy moet kyk, as jy geld gaan bestee dit wyslik in jou besigheid. Vat die nodigste, die persoon met 'n subject matter expert wees. Ja. Jy moet weet waarvan jy praat, want jy gaan nie 'n kandidaat vat. Jy gee vir hom nou 'n boekgeleerdheid, maar as hy vir jou 'n vraag vra, wat het jy om vir daai persoon mee te help? Spandeer kwaliteit geld vir kwaliteit diens en kwaliteit in jou werksplek. Jy wil nie gaan en nou moet jy leer 'n persoon iets, jy sit in jou employees, jy sit in jou werknemer geld in en na 2-3 maande besef jy maar die persoon doen nog steeds niks nie en dan moet jy weer herhalings doen. En ek sê altyd, kyk na akkreditasie, kyk na waar gaan die persoon, waar gaan jy met jou besigheid heen?
Onthou, ek is jammer ek moet die Engelse woord gebruik, assesserings moet gedoen word, maar ek sê risk assessments, daar's verskillendes. Ons het nou 'n baie belangrike ding wat opkom uit departement uit, is ons het die 5de September 2026 moet alles afgesluit word op jou op wetgewing soos noise assessment, heat stress. Al daai goed moet in lyn wees. En jy begin met 'n risk assessment voor die tyd met 'n lopende plan vir dit deurvat. En almal wat betrokke in die plan is, moet geakkrediteerde persone wees, want dit enige persoon kan enige ding aanbied, maar as jy nie die agtergrond het nie, hoe gaan jy dit vir jou werknemers gee? So ja, dit is baie keer baie kos dit. Ander kere kan jy om dit werk. Praat met jou as jy 'n offisier in jou besigheid het wat health and safety Dis wat ek nou wil vra. Sê vir ons, waartoe gaan ons? Sê nou maar ek is 'n klein besigheid eienaar. Wie kontak ek om seker te maak dis 'n geakkrediteerde mens wat ons gaan kom oplei vir health and safety? Baie maklik. Jy gaan kyk na die akkreditasie van die maatskappy. Jy kan dit kry. So ek en sy het vanoggend gepraat in die voertuig van dit vanoggend toe ons so gery het. Jy kan SAIOS kan jy kontak. Jy kan departemente kontak, maar baie keer is hulle databasisse nie op datum nie, veral met nuwe mense wat geregistreer is. Maar jy kan ook vir die maatskappy skakel en sê, hoorie, ek wil graag hê jy moet vir my 'n kursus aanbied, maar stuur vir my jou akkreditasie. Maar waar is al die maatskappye gelys? As ek nou iemand soek om... Jy kan, op hierdie oomblik is dit op, wat is die een plekkie wat ons nou genoem het, dit is die... Quality Council of Trades of Occupations, ons noem hulle QCTO, of die CETAs. Nou, met hulle is gewoonlik 'n accrediting body. Yes. So, assurance body. So you can go onto their sites and they list it there. The problem with them is if it's a newer company, then it will most probably not be on the sites yet. Okay, nee, dis goed. Baie dankie julle. Ons tyd is ongelukkig nou verby. Ons baie dankie dat julle ons weer kom bewus maak het van die belangrikheid van veiligheid en gesondheid van die werksomgewing in Suid-Afrika. Baie dankie. En mag julle 'n veilige reis terug hê. Baie dankie. Lekker dag vir julle.